Goeiemôre. Baie welkom hier in die teenwoordigheid van die Here en in die teenwoordigheid van mekaar. Hierdie is 'n besondere geleentheid. Dis ons nagmaaldiens, maar dis ook Pinksterfees. So daarom bid ons ook dat waar die tema gaan oor die vuur van die Heilige Gees, dat dit weer in ons harte sal opvlam vanoggend. Ek wil vir Esther Hugo baie dankie sê. Sy is daar in die musiekspan van Kranskloof gemeente, baie bekwame orgelis. Esther, baie welkom hier. Dankie vir jou baie moeite wat jy doen en ook vanoggend hier te wees. En op daardie noot wil ek ook sê dat lyk my Molly Kemp is uit die hospitaal uit. Ek het daar gaan besoek en baie sterkte vir haar en Gerard. Dan is dit nogal belangrik dat ons dinge moet regkry vir die bazaar en daarom sal ons almal skouer aan die wiel moet sit vir 'n bazaar wat nie baie ver van nou af gaan wees nie. Dit wat die aankondigings betref, jy kan 'n bietjie rustig word, jouself net instem vir hierdie geleentheid. Miskien was jy ook so besig dat jy nie regtig gereflekteer het op die feit dat het vanoggend nagmaal is nie. En in die gereformeerde kerk is daar 'n baie mooi tradisie wat ek dink ons ergens agtergelaat het. En dit is dat die ouderlinge huisbesoek kom doen voor nagmaal en vir jou vra, is jou saak met die Here reg? Nou dis my vraag vanoggend. As daar enige iets tussen jou en die Here staan op hierdie moment, gee ek jou nou geleentheid om dit voor die Here te lê. As daar enige iets is tussen jou en 'n familielid, 'n buurman, iemand daar by die werk, 'n issue, dan is dit nou die tyd om vir die Here dit net te sê. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos 'n geweldige stormwind. En dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos 4 tonge gesien, of 4 gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Amen. As jy waar jy sit jou hand net wil oopmaak, dit persoonlik vir jou maak vanoggend. Hierdie seëngroet is nie maar net 'n oulike gebruik. Ek is ook nie blygemaakte verkeerskonstabel om my hand op te tel nie. Dis die autoriteit van die liturg van die Here om vanoggend vir jou God se genade te kom aankondig. God sien jou gebroke hart of jou hart van blydskap raak. En hy wil dit aanspreek. Maar die dieptepunt daarvan is die vrede wat nie op planeet Aarde beskikbaar is nie. Gee God vanoggend vir jou as jy jou hart oopmaak. En dit kom nie net van God die Vader wat op die troon sit nie. Jesus Christus wat gekruisig is, opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel nie. Dit kom ook van die krag, die geskenk, die energie van die Heilige Gees, wat as trooster en voorspraak vir jou gegee is. Ontvang dit. Dis baie spesiaal vanoggend, net vir jou. Ons gaan staan en weer 'n lekker lied saam sing. Dit is liedboek 223, strofes 1 en 2.
dan die kinders, hulle kan uitgaan, daar's kinderkerk vanoggend, ons sê ook baie dankie vir die personeel wat help, ons klein maatjies, baie welkom. Een van die verantwoordelikhede van die kerkraad, spesifiek die ouderlinge, is om seker te maak dat die kinders baie goeie opleiding kry en by die Here uitkom. Ek gaan vanoggend saam met jou reflekteer ook by hierdie nagmaalgeleentheid uit die 10 gebooie. 10 gebooie hier uit Eksodus 20 is nie maar net iets wat ver weg is en wat ons nastreef en nie reg kry nie. Die 10 gebooie is 'n geskenk vir ons. 10 lewensreëls, dat jy kan maar fyn kyk, as jy binne hierdie 10 reëls kan hou, dan gaan jy nie van die pad afgaan nie. Dan gaan jou lewe uitwerk. Dan gaan die Here jou beskerm. En as jy dan afgedwaal het, en jy die Heilige Gees by jou, dan en jy bid en jy sê, Here, ek is 'n bietjie in die woestyn, soos Koos du Plessis gesê het, elke afdraaipaadjie ken ek, elkeen het ek probeer. Dan sal die Here, soos hy verder sing, ons weer kom ontmoet waar ons is. Want ons probeer baie keer die Here soek. En dan werk dit nie uit nie. Intussen is dit God wat ons soek en ons moet net dit ontvang. Kom ons luister dan na Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, luister baie fyn, uit die plek van slawerny, met ander woorde as jy in enige verslawende of toksiese verhouding nou is, dan sien die Here jou raak, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode dien nie. Jy mag vir jou nie 'n beeld of enige afbeelding maak van wat iets wat bo in die hemel of daarbo of onder die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie. Hoekom? Want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken die sondes van hulle vaders toe. Dit is 'n verskriklike aspek hierdie. Selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Dink bietjie daaraan. As jou oupa grootjie of sy pa nie in die regte verhouding met die lewende God gestaan het nie, dan reken God daai kwaad, daai gebrokenheid op jou en jou kleinkinders toe. Gelukkig het vers 6 maar ek betoon my liefde, onbeperkte liefde, tot in die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. En net weer die kontras, 3 en 4 geslagte van kwaad teenoor duisende. 10 maal 10 maal 10. 3 keer 10.
onbeperk. Hierdie is teen die televisiekykers. Netflix en alles. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Hoekom? Want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar op die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of die vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en die aarde en alles daarin gemaak. Die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Here, jou vader en jou moeder, dat jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Dit is ook deur die tong, karakterskending, leuns. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie valse getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie 'n ander se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. So sê die woord van die Here. As jy dan nou hierdie geleentheid gebruik, ook verdere voorbereiding vir ons nagmaalstafel en ontvanging van 'n dieper dimensie van die Heilige Gees. Terwyl julle sit, gaan Esther vir ons Liedboek 2:3-9, strofes 2 en 3 voorspel. Nou die wonderlike goeie nuus. As jy regtig vanoggend vir die Here sê, is jammer. As jy regtig die intensie het om na die persoon wat kwaad aan jou gedoen het, of wat tans nog kwaad doen, net in jou hart met die Here se krag daai persoon te probeer vergewe. Kan ek in my gebrokenheid, in my sonde, maar in opdrag van die Here vir jou sê, luister baie fyn, jou sondes is jou vergewe. Dit is nie mensewerk nie. Want ons sê,
nadat daar baie asyn teen ons tande was. Ou Piet, ek sê jou vergewe. Maar vergeet, Hy sê, Jesus, in die mate wat jy mense vergewe, sal God die Vader jou ook vergewe. Kom ons bid saam vir die opening van die woord. Here, onse Here, in ons gebrokenheid, in ons sonde, in ons smart, in ons arrogansie, in ons verkeerde doen, in ons verkeerde houding. Kom ons as kinders van die Here vanoggend huiwerig, maar meer soos die tollenaar wat daar ver staan, en nie die fariseer wat heel voor in die fariseerbanke gaan sit het nie. Heil ons oor gebrokenheid. Gebrokenheid oor ons 3 en 4 geslagte terug wat kwaad aan ons oorgedra het. Ons kwaad wat oorgaan in ons kinders. Maar Here, in daardie gebrokenheid tree U vanoggend vorentoe. En wil U ook hierdie nagmaalsdiens, die brood en die wyn, hierdie Pinkster wat ons die week beleef het, gebruik om heling te bring. U sê vanoggend, my kind, kom na my toe almal wat moeg en oorlaai is. En ek sal vir jou rus gee. Amen. Die tema vanoggend is die Heilige Gees, die vuur van die Heilige Gees, wat jou lewe weer wil laat opvlam. Nou, vuur is 'n baie interessante en aanloklike ding. Vra maar vir klein seentjies. Wie van julle se kinders het, veral die seentjies, ergens toe so groot geword het, 'n stoute vuur gemaak? Sê kant op. Ja, nog. Dis al eers, julle het soet kindertjies hier in Westville. Al waar ek in Wheattown groot geword het, was dit definitief nie so nie. Maar 'n vuur is 'n gevaarlike ding. 'n Ou dink byvoorbeeld as aan 'n weggolveld brand en wat dit doen. En gevra maar vir enige boer. En ek ry nou baie keer daar in die Suid-Kaap en dan sien ek net die skade van vuur. Dan sien ek weer God se genade. As ek weer daar verby ry, hoe daar nuwe groen uitsprei. Soos 'n vuur is 'n radikale ding wat vernietig. Die wêreld sal éventueel, sê die Bybel, deur vuur heen gaan. Die wêreld sal tot niet gaan as gevolg van vuur. Maar 'n kers of 'n braaivleisvuur wat beheer is, het daar in die Bosveld veral 'n fantastiese bekoring. Is 'n bron van energie. En Exodus 20 vertel vir ons 'n fantastiese verhaal. Waarin is nou moet jy loer, dis 'n prentjie daar onder toe. Waar Moses. Nou Moses 40 jaar in die beste opleidingsskool van die wêreld, die Farao, om daar groot te word, leierskap, ontwikkeling. Hoekom? Want God het 'n plan met sy lewe. 40 jaar in die woestyn, solank wat hy die Israeliete moes uitgelei het. Waarom Moses net moes
dit wat hy in Egipte geleer het, van moes ontslaa raak. Nou is hy 80 jaar oud. 'n kroonprins van Egipte, wat nou al vergete, moeg, moedeloos, agter die skape in die woestyn aanloop. En dis 'n klipwoestyn met heuwels, so die skape elke kort raak weg. En dan in Exodus 3 gebeur daar 'n ding. Moses het die kleinvee van sy skoonpa, nie sy eie nie, Jethro, 'n priester van Midian, opgepas. Hy het die kleinvee diep die woestyn ingejaag, tot by Horeb, die berg van God. Toe verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vlam, kyk baie mooi hier, 'n vlam, binne in 'n doringbos. Terwyl hy kyk, sien hy die doringbos aanhou brand, maar nie uitbrand nie. En Moses sê vir homself, ek wil tog 'n bietjie nader gaan, om hierdie wonderlike verskynsel te bekyk. Waarom brand die doringbos dan nie uit nie? Toe die Here sien dat hy nader kom om te kyk, roep God na hom uit die doringbos, Moses, Moses. En hy antwoord, hier is ek. Here sê toe vir hom, moenie nog nader kom nie, trek uit jou skoene, want die plek waarop jy staan is gewyde grond. Verder sê hy, ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. Toe maak Moses sy gesig toe, want hy was bang om na God te kyk. En luister hierdie fyn woorde en pas dit op jou situasie toe in jou woestynlewe. Daarna sê die Here, ek het die ellende van my volk in Egipte, met onder daar waar hulle slawe is, duidelik gesien. En hulle noodkrete oor die slawedrywers gehoor. Ek het hulle lyding ter harte geneem. Ja, ek kan 'n hele reeks hieroor hou. So mooi teologie. Maar kom ek gee jou net die sleutel. As jy in 'n vasgekeerde situasie is, moeg en moedeloos, jy kry nie 'n uitweg nie, jy sukkel met gesondheid of met finansies of enigiets anders. Jy bid, die Here voel ver. Jy kry nie 'n antwoord nie. Dink net hoeveel jare het die Israeliete gekreun onder die slawerny. En hier bevestig God hoe hy werk. Ek het die ellende van my volk in Israel, in Egipte, duidelik gesien. En hulle noodkrete oor die slawedrywers gehoor. En hoor net die hart van God vanoggend ook vir jou en vir my. Ek het hulle lyding, hulle swaar kry, hulle nie uitkoms nie, hulle nie deurbrake nie, ter harte geneem. Ek het dit in my hart ingeneem. En wat gaan God nou doen? Hy gaan optree. Hy gaan hy land tref. Hy gaan sy vuur stuur. Hy bring op sy tyd ook in jou lewe uitkoms. Ek wil dat jy vanoggend bietjie jou geestelike lewe, ek gaan nie sê vir jou vra nie, so jy kan baie eerlik wees, dis net tussen jou en die Here vanoggend.
Maar ek wil hê jy moet jou geestelike lewe op 'n skaal tussen 0 en 10 net vinnig beskryf. Waar sit jy jouself op baie skaal op hierdie moment, so wat jy vanoggend in hierdie kerk ingeloop het? Nou ek hoop daarom almal gee vir hulle self 'n 5. En as jy nie by 5 is nie, dan wil ek hê jy moet nie laat ek in my kar klim nie, want dan moet ek en jy ernstige, diep geestelike gesprek hê. En al vat dit nou heeldag, dan doen ek dit. Want dan is jou saak met die Here nie reg nie. Maar meeste van hierdie goeie mense wat ek nou hier in Westville gemeente leer ken het, sal sê, dit is 'n baie moeilike vraag, gee my nog tyd om te dink, dis mos nou julle eerste antwoord. Intussen het daai impuls gekom, daar het 'n nommer in jou brein ingekom. Jy diep in jou hart weet jy nou. En ek sê vir julle, en ek het nog gesê ek gaan nie vra nie, so dis. Maar ek sê vir julle 90% van die mense wat hier is of wat nou na die preek luister na die tyd, het vir hulle 'n 6 of 'n 7 gegee. Miskien enkeles wat intiem naby die Here leef, het vir jouself 'n 8 gegee. Nou wil ek vir jou 'n vraag vra. Kom ons sê die Here gee vir jou 80 jaar om te lewe. Werk net so 'n bietjie vinnig uit, hoeveel jaar het jy nog oor? Na 80 toe. Miskien is jy al oor 80, dan maak ons dit maar 85. En as jy oor 85 is, 90. Hoeveel jaar het jy oor? En dan die persoonlike vraag, wil jy hierdie laaste skadejare, afrondingsjare van jou lewe voluit, gelukkig, sonder kommer en vrees deurbring? Of gaan dit een van pyn, bloederig klaarmaak, ongemaklikheid, kwaad, seer, ongeduldig? Wat die een gaan dit wees? Hulle sê, ou mense, en die van julle wat nou sukkel met ouer familielede, sê, ja, kinders sal miskien dit oor jou sê, weet jy, oupa en ouma is net soos wat hulle altyd was, as hulle oud raak, hulle raak net meer so. So of jy is hierdie vriendelike tannetjie wat net glimlag, of jy is die knorrige oom. Waar is my TV-kontrole? Dis my stoel daai. Ek eet 6 uur. Waar is die vleis, aardappels, rys? Jy weet vrou, ek soek dit. Hoe maak jy klaar? En met watter energie? En as ons dan nou hierdie ding doen wat ons onsself Christene noem, is dit nie tyd dat ons iets van Handelinge 2 en iets van hierdie moment van Exodus 3 van Moses en die braambos van 'n vuur wat nie uitbrand nie, waarin God verskyn, ons eie maak. Daar's 'n fantastiese, en daar's 'n prentjie, Marnus, van Elia. Die verterende vuur, die prentjie in 1 Konings 18 beskryf dit tot 36, 39. Elia en die Baals, en hy is gevlug het vir sy lewe. Nou kyk nou wat die Here doen. Hy vat hom na die spruit Krit toe. Kraaie wat vleisvreters is, bring vir hom vleis.
maar die water raak al hoe minder. Dan stuur hy hom met die armste vrou toe net buitekant die grense van Israel. En dan op die Godse tyd, op die regte tyd, dan sien hy kans om vir Agab en Jezebel uit te daag. Nie uit eie krag nie, maar deur die krag van die Heilige Gees. En dan kom God met 'n verterende vuur en brand, neem sy offer aan, alles, hout, klip, iets verskriklik. En dan word hy Baals doodgemaak, en so ook Agab en die bose Jezebel, sorry. Ek is by Handelinge 2. Jesus Christus het gekom, als in die boventrek, 'n klompie manne wat wag, dan moet iets gebeur, hulle weet nie wat nie. Nou die ongeduldige Petrus het al vroeër gaan visvang, en daar sien ons in Johannes 20 hoe God met hom daar praat en weer 'n opdrag gee. Nou is Petrus bietjie meer gehoorsaam, en die vroue is daar saam met hom, en Jesus se broers, en later groei hulle aan, hulle is later 120 hier in die Pinksterfees, die fees van Pentekos, is hulle by mekaar. Handelinge 2, en dit was ons woordum gewees. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek by mekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul. En hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Kragtig kom die Heilige Gees, verander alles, 'n rukwind, tonge van vuur, is 'n baie mooi prentjie daar. Hulle het dit nie verwag nie, hulle was net gehoorsaam. En dan begin hulle in tale te spreek. Dit beteken nie ons moet nou almal hier vanoggend in tale spreek nie, maar ook as dit van die Here afkom en iemand staan op en spreek in tale, doen dit asseblief. Daar moet net iemand wees vir dit dan uitklaar. Anders sê die Here dis vals. Ek wil tog vir jou wys op vers 12 en 13. Dis nou die mense daar buite. Hulle was almal verbaas en uit die veld geslaan. Party het vir mekaar gevra, wat kan dit tog beteken? Wat sê God nou vir ons deur hierdie klomp mense wat nou so te kere gaan? En hierdie vreemde tale praat, elkeen sy eie taal. Maar, sê vers 13, party het gespot en gesê, hulle is dronk. Jy kan vanoggend hier met die krag van die Heilige Gees uitstap, opgevuur. Met die genade van die Here kan hy daai 6 of daai 7 na 8 en 9 toe nou vir jou vat. Jy kan die volgende 5 jaar, 10 jaar, hoeveel jy nog gaan lewe, met die krag van die Heilige Gees, die nabyheid van die Here ervaar, soos Moses daar in die braambos in Exodus 3. En daar sal mense wees in jou eie familie, in jou verlengde familie, jou uitgebreide familie, daar kan mense by die werk wees, daar kan ander mense wees, wat sê ek tog, wat gaan nou weer met haar aan? Dan sal spot en sê, hulle is dronk van die Gees. Ek mag nie Engelse woorde hier van die
kansel of gebruik in Westville gemeente nie. Maar die jong mense sou gesê het, hulle verstaan as ek gesê het, hulle is weird, want dis wat die jong mense sê. Wanneer het daai oom of tannie so weird geword? Party het gespot en gesê, hulle is dronk. Maar weet julle, as dit regtig van die Heilige Gees kom, dan hoef ek nie soos 'n Levit met my Bybeltjie onder my arm te loop nie. Ek kan maar net verleng dit wat in my is, liefde, vrede, geluk. En ek kan maar net goed doen, gevul deur die Heilige Gees met blink oë. Wie van ons wil nie in hierdie dae en soos wat jy jou lewe klaarmaak met blink oë dit klaarmaak nie. Verwonderd wees oor die son wat opkom en 'n wonderlike sonsondergang en die pragtige sterre en die riefheid van die see ervaar. God wil vanoggend en ook hier aan die einde van die Pinksterreeks net sy hand op jou kom sit. Wil eerstens jou vertroos. Want dis wat die Heilige Gees doen, hy is die trooster. Hy wil net vir jou sê, hoorie, ek is by jou, ek sien jou raak. Ek het jou nie vergeet nie. Ek het jou swaar kry, jou nood, jou onsekerheid. Daai 3 uur in die oggend, as jy nie kan slaap nie. Ek het dit raak gesien. Die Here kom sê vanoggend, ek is by jou. Veel meer. Ons sê God die Vader is God bo ons, omdat hy heers orals. Maar die Bybel beskryf hom as 'n God bo ons. Dan is Jesus Christus, God by ons. Hy kom lewe hier op aarde, hy het die stofstrate van Jerusalem geloop. Hy het duur betaal met sy lewe. God is by jou in elke swaar kry. Maar dan is die sagte geskenk vanoggend vir jou onbeperk beskikbaar. Onbeperk. Dis jy en ek wat die Heilige Gees in ons lewe beperk. En as ek en jy in hierdie dae met al ons uitdagings sê, Maranatha, kom, Here Jesus, kom tog gou. Maranatha, werk in my hart, in my droë siel, in die pyn wat ek ervaar, in die onsekerheid wat ek het, in die moedeloosheid wat my partykeer afrem, in die uitdagings wat nie wil weggaan nie. Die wysheid wat my ontglip in moeilike vasgekeerde situasies. Dan tree die Heilige Gees op sy tyd binne jou binnekamer vore. Dan is dit nie die vuur wat verbygekom het toe dieselfde Elia depressief aangehou loop het. En die engel hom moes wakker maak en verder gaan en hy in 'n grot homself bevind het. Weg, moeg, depressief, moedeloos. Dan is dit die koelwindjie. Luister mooi, nie die vuur nie. Die koelwindjie. Die ritseling, die oomblik van beweging van die Heilige Gees, waarin God Elia se krisis deurbreek. En as God dit vir Elia kon doen, dan kan hy dit doen vir jou en vir my in ons vasgeloopte situasies.
En partykeer moet ek en jy maar eers in die grot en in die donker gaas van depressie eindig, om weer die ware God te ontdek. Maar as daar te midde van jou vasgeloopte omstandighede iets is wat in jou opbruis, en jy sê, Marinata, kom Here Jesus, kom tog gou. En jy wag, soos wat die disippels en die vrou in die bokamer gewag het. Luister mooi, dan gaan dit nie op jou tyd nie, maar op God se tyd verander. Ek wil jou vanoggend ten slotte innooi in 'n ruimte. En daar is nog so 'n prentjie of twee. Waar jy die deurbrake in jou lewe sal ervaar. Verrassend. Soos ou Moses op sy 80ste verjaarsdag. En jy sal nog 'n opdrag kry om nog 40 jaar of hoe lank die Here vir jou gee, soos 'n Petrus op te staan. Nie die een wat Jesus verraai het nie, maar die een gevul met die Heilige Gees, soos wat Handelinge 2 dit beskryf. Om radikaal anders te, maar met goddelike wysheid, die woord te spreek. En die droë siele van mense in. Amen. As ons vanoggend na die nagmaalformulier luister, dan moet ons vir mekaar sê dat die Heilige Gees deur vuur kom en werk, kragtig, maar dat hy ook sy brood en sy wyn gee as tekens, om nie maar net 'n stukkie droë brood te vat of wyn te sluk uit goeie gewoonte nie. Maar gevul deur daai element, daai spikkeltjie van Handelinge 2, om daai simbole, die brood en die wyn vanoggend lewend, vurig in jou lewe te maak en in die hele Westville gemeente, ons saam. God wil met antwoorde vanuit die hemel, buite tyd en ruimte, hierdie elemente vir ons gee om ons te vertroos, om ons te versterk. En hy sê, dink terug. Jesus het gesê, gebruik hierdie tekens, die brood en die wyn, tot 'n nagedagtenis. Want dis ook 'n waarborg. Jesus sê, dis my liggaam en my bloed. Ons kry deel van Jesus se lyding. Maar ons eet dit ook saam en daarom doen ons dit hier in die kerkgebou. Want dit is 'n viering van ons lewende Here en deel ons dit met mekaar. Wat my so opgewonde maak is hierdie 4de punt van die formulier. Die nagmaal is in die 4de plek 'n verkondiging van 'n toekomsverwagting. Ons het in die nagmaal die versekering dat God een met ons is. Tog kyk die gemeente hiermee ook vooruit na die wederkoms. Wanneer alles met vuur sal gaan, is ek en jy nie bang vir daai vuur nie. En verkondig daarmee die dood van die Here totdat hy kom. Dis as ek hierdie brood eet en die wyn drink. Deur die nagmaal strek ons uit na Jesus wat klaar op sy troon sit in die heerlikheid en dat hy gaan verskyn. Marinata, kom Here Jesus, kom tog gou. Die dag wanneer hy uit die hemel uitkom en die aarde weer sal nuut maak, sodat daar geregtigheid kan wees. God alles, vir alles kan wees. In die nagmaal verlang die bruid, dis die kerk van die Here Jesus van Christus, na die bruilofsmaaltyd saam met die lam.
Dis 'n vreugdefees. En ten slotte is ons dankbaar. Jy word uitgenooi na die nagmaalstafel. Ja, jy moet self ondersoek doen. Ons het dit gedoen. En as dan nog ietsie is, as iemand moet gaan bel, doen dit. Ek vra dan nou dat die diakens net vir my die tafel in gereedheid sal bring en dat ons dan die nagmaal sal bedien. Ek nooi jy dan uit om op te staan en saam met my in die woorde van die 12 artikels ons geloof te bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Ek kan maar sit. Ons gaan die brood en die wyn uitdeel. Ek vra dat jy die brood ontvang en by jou hou, dat almal dit het, jou wyn op 'n plekkie sit waar dit nie sal omval nie, en dat ons dit dan saam sal vier, sodat die Here ook vir ons saam ontvang ons gemeente. Die brood wat ek vanoggend breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem dit, eet dit, dink terug en glo dat die feit dat hy gebreek is, daar versoening en verlossing is vir al ons sondes. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem dit, drink dit. Dink daaraan en glo dat die kosbare bloed van Jesus Christus volkome versoening doen vir al ons sondes. Ek nooi julle dan almal uit om te staan, sodat ons die Here sal loof vir sy goedheid en ook daarna saam sal dank. U kan staan. Hoor hierdie fantastiese woorde uit Romeine 8 vers 33 verder. Wie kan die uitverkorenes van God dan aankla? God self het ons vrygespreek. Wie kan ons veroordeel? Jesus Christus het vir ons gesterf. Hy het uit die dood opgestaan. Hy sit op hierdie moment aan die regterhand van God. Hy pleit vir jou en vir my.
Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding, of benoudheid, of vervolging, honger, of naaktheid, gevaar, of die swaard. Daar staan immers geskrywe. Dit is oor U, dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons soos slagskape behandel word. En dan sê Openbaring 1, uit liefde vir God, het hy ons deur sy bloed van sy sondes verlos, en ons 'n nuwe koninkryk gemaak. Ons is nou die priesters vir God die Vader. Aan hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Ons bid dan saam. Barmhartige God en Vader, ons loof en prys U, dat U uit genade U seun aan ons geskenk het as middelaar, wat deur sy kruis en opstanding die straf vir ons sondes gedra het en ons tot voedsel en drank vir die ewige lewe geword het. Ons dank U dat U aan ons geloof skenk, waardeur ons hierdie weldade, die brood en die wyn, vandag kon ontvang deur die Heilige Gees. Ons dank U dat ons opnuut deur hierdie nagmaal in die geloof versterk word. Ons bid U dat U deur die werking van die Heilige Gees die gedagtenis van ons Here Jesus Christus en die verkondiging van sy dood totdat hy kom, vurig sal gebruik om ons daagliks met nuwe energie te laat groei in die regte geloofsverhouding en in innige gemeenskap met die Gees van Christus. Ons bid U dat U deur die werking van die Heilige Gees U goddelike doel met hierdie nagmaal in elkeen van ons sal bereik. Amen. Ek vra dat U sal staan vir die slotlied 524 strofes 1 tot 3. Ontvang dan die wonderlike woord en seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met sy Heilige Gees vurig by julle bly totdat hy kom. Amen.